Herstelde huweliksgetuienis. Hy het vir my gesê dat hy my nie meer liefhet nie en dat hy van my wou skei. Emilia, hoe het jou herstelreis eintlik begin? Die waarheid is dat ek my huis op die sand begin bou het. Tydens ons verloving het ek vir my aardse man, Lukas, gesê dat ek sy van sou aanneem, maar toe ek die dokumente by die registrasiekantoor inhandig, het ek 'n opskudding veroorsaak. Ek het my ouers van behou. Op ons troudag het ek vir Lukas 'n leuen vertel, volgens die instruksies van my skoonma, wat vir my gesê het dat as ek dit nie doen nie, dit ons witbrood sou bederf. Hierdie twee feite is natuurlik later teen my gebruik. Lukas het in 'n diep depressie verval, en ek het al die leuns geglo dat hy slegs beter sou word as hy die hulp van 'n sielkundige en 'n psigiater sou soek. In plaas daarvan om die Here vir hulp te vra, het ek Lukas so erg gedruk om hierdie professionele mense te sien dat hy uiteindelik gegaan het. Hy het toe alles rondom hom begin bevraagteken, veral hoe om geluk te vind. Hy het toe begin om alles te doen wat hy gedink het hy voorheen uit vrees of weens 'n gebrek aan moed nagelaat het, ongeag die gevolge. Omdat ek bang was en hom probeer keer het om die verkeerde of oorhaastige besluite te neem, het ons baie beklei. Ek het 'n struikelblok in sy pad geword. Na amper 7 jaar van getroude lewe het ons so erge bekleierery gehad dat Lukas my die nag alleen op straat agtergelaat het. Toe ons albei by die huis kom, het hy vir my gesê dat hy ons huwelik heroorweeg en dat ek daaroor moet bid. Lukas het vir my gesê dat hy my nie meer liefhet nie, dat hy nie meer 'n toekoms saam met my sien nie, dat hy nie kinders saam met my wil hê nie en dat hy van my wil skei. Ek het myself in die dal van doodskaduwee bevind, alleen en wanhoopig. My wêreld het in duie gestort. Die pyn was so groot, ek het so baie gely, dat ek die Here gevra het om my weg te neem. Dank God dat ek nie die moed gehad het om my eie lewe te neem nie, want ek het geweet dit is 'n sonde, maar ek wou sterf. Ons het steeds saam gewoon, maar in 'n omgewing vol emosionele aggressie, die verskywing van blaam, woede en veragting. En alles wat ek gedoen het om my huwelik te probeer red, het eenvoudig nie gewerk nie. Ek het dinge net vererger en sy sekerheid gevoed dat hy wou skei. Hy het dit geleidelik vir vriende en familie vertel, en alles was besig om tot 'n einde te kom. Ek het my huis met my eie hande afgebreek. Emilia, hoe het God jou situasie verander toe jy hom met jou hele hart gesoek het? Ek is in 'n Christelike huis gebore en het op die ouderdom van 7 die Here aangeneem. Ek het God dus gesoek, omdat ek geweet het dat dit die werk van die vyand was. Maar ek het nie verstaan waarom dit gebeur nie. Uit my Bybelstudies het ek geweet dat God egskeiding haat. So, waarom moes ek deur dit alles gaan? Ek het vriende, my ouers, 'n sielkundige en selfs pastore genader om my te help. Niks het natuurlik uitgewerk nie. In my angstigheid het ek die internet begin deursoek vir materiaal oor hoe om my huwelik te herstel, want ek wou nie 'n egskeiding hê nie. Die Here het my gelei na die Herstel Jou Huwelik webtuiste. Ek het die boek Hoe God Jou Huwelik kan en sal herstel verslind en my vrae het begin beantwoord word, insluitend die waarom. Die Here het vir my gesê: "Maar ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie." Sjoe! Daardie harde waarheid het soos 'n vuishou in die maag en 'n klap in my gesig gekom. Ek het geweet dat ek Lukas my werk en my eie behoeftes bo hom gestel het. Die Here was die laaste prioriteit in my lewe. En ek was 'n fariseer. 'n Leienaar, twisgierig en opstandig. Ek het geleer wat die meeste van my generasie geleer het. Wees onafhanklik, vroue hoef nie by die huis te bly nie, doen wat jy wil, sorg vir jou eie selfbeeld en soveel ander dinge. Maar saam met daardie vreeslike waarheid het hy vir my 'n ongelooflike belofte gegee. En as my volk oor wie my naam uitgeroep is hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land gesond maak. Met 'n waarlik gebroke hart het ek uiteindelik oorgegee en toegelaat dat my Here my eerste liefde word. Hy het met my oor liefde gepraat en ek het elkeen van die beginsels in die boek en in die kursusse teen my eie tempo geleer en toegepas. Ek het baie gestruikel en moes oor en oor gelouter word. Maar met baie geduld het my dierbare Here my verander.
Kort voor lank het die verandering vir Lukas sigbaar geword en die muur van haat het platgeval. Halleluja! Dit is nie maklik nie. Die poort is baie nou. Maar hy het beloof dat hy saam met my op hierdie reis sou wees. Emilia, watter beginsels uit God se woord of deur ons hulpbronne het die Here jou geleer tydens hierdie beproewing? Deur die boeke hoe God jou huwelik kan en sal herstel en 'n wyse vrou, albei deur Aaron Thiel. Het ek van verskeie beginsels geleer. Ek sal die 3 noem waarmee ek die meeste gesukkel het. 1. 'n sagmoedige en stille gees, omdat ek besef het ek is twisgierig. Ek wou alles op my manier hê. Ek was nie onderdanig aan Lukas nie. Ek het geglo in die leuns van geslagsegtheid, vroulike onafhanklikheid, en dat as ons 'n goeie huwelik wou hê, ek die verhouding moes bespreek met ander. Behalwe om oor normale dinge te stry, het ek ook Lukas oor sy sondes gekonfronteer. Omdat ons albei Christene was, het ek alles wat ek in die Bybel gevind het vir hom gewys en op sy sondes gewys. Maar ek self het nie my eie sondes raak gesien nie. Of nog erger, ek het dit weggesteek. Ek was 'n fariseer. Behalwe dat dit nutteloos was, het elke argument en konfrontasie natuurlik die muur van haat net hoër gebou. Wat ek eintlik moes doen, was om te bid en Lukas laat gaan, terwyl ek my eie weer regstel. Geleidelik het ek hierdie vrou met 'n sagmoedige en stille gees geword. Trouwens, dit sal 'n voortdurende oefening wees, selfs na die herstel. 2. Soek God eerste in alle dinge. Ek het nog altyd daarna gestreef om onafhanklik en selfvoorsienend te wees. Ek het dus alles volgens my eie wil of my eie krag gedoen. Om God in alles te soek, veral in 'n situasie wat ons vleeslike oë as dringend beskou, was dus besonder moeilik. Maar ek het die geleentheid gehad om in baie situasies geseën te word, veral die waar ek onderdanig moes wees, selfs al het ek geweet dit is nie reg nie. Die Here het gesorg vir my voorsiening en my redding. Prys God. 3. Laat gaan. Sjoe, vir my was dit relatief maklik om nie op sosiale media rond te sniffel of vir Lukas te vra waarheen hy gaan of wanneer hy terugkom nie. Maar dit is slegs wanneer jy dit vergelyk met die laatgaan van my huwelik. Ek bedoel, ja, ek wou herstel hê. Maar eers wanneer jy absoluut alles prysgee om jou aan die Here se wil te onderwerp, insluitend die herstel self, en te doen wat hy ook al wil hê en slegs die Here begeer. Ag, wat 'n bevryding. Toe eers kon ek verstaan wat 'n ware lewe van oorvloed is. Die beste en enigste oplossing is om hom ten volle te vind en te omhels. Emilia, wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? Toe Lukas die woord begin versprei het dat ons geskei is, was verskriklik. Ek het skaam en verneder gevoel. Of mense het jammer vir my gevoel, of hulle het gedink ek is mal omdat ek steeds by Lukas wou wees. My broer was baie kwaad, want Lukas was sy beste vriend wat sy suster mishandel het. Nog 'n moeilike oomblik was toe Lukas in 'n ander kamer gaan slaap het. Hy het uitgegaan sonder om vir my te sê waarheen hy gaan of wanneer hy terugkom. Ek het alleen, hulpeloos en verlate gevoel. Nie eers op my verjaarsdag het hy met my gepraat nie. Hy het net vir my 'n boodskap gestuur, half gelukwensings, half bekleierery. Dit was verskriklik. Emilia, wat was die keerpunt van jou herstel? Toe ek eers die beginsels kon leer en toepas, het die muur van haat tussen my en Lukas uiteindelik geval. Ek het dit geleer toe hy meer tyd by die huis deurgebring het en behulpsaam en vriendelik teenoor my was. Hy het my gedrag in die vergadering met die egskeidingsprokureur gesien en was verbaas oor my sagmoedige en stille gees, wat net my geliefde Here my kon gee. Toe hy die egskeidingsdokumente ingedien het, het hy reeds begin twyfel, maar hy het voortgegaan. Met die egskeidingsdatum wat nader gekom het, het ek geweet ek sou moes trek. My geliefde Here het my toegelaat om vir Lukas net 1 naweek te vra om my goed te pak en na my ouers se huis te vertrek, terwyl ek my eie plek moes vind. Tot op daardie stadium het Lukas nie besef dat hy my nie meer wou laat gaan nie. Hy was desperaat. Hy het nie goed geslaap nie en my 3 keer gevra om by die huis te bly, al was ons geskei, met die verskoning dat hy met die huishoudelike uitgawes sou help. Maar ek het nee gesê, want daar was geen rede meer vir ons om saam te woon nie. Ook met die kennis van die waarheid, het ek my sielkundige en die huweliksterapeut afgedank.
Ons het na die laaste sessie gegaan en ek het die sessie begin deur hulle vir hul hulp te bedank en te sê dat dit die laaste dag was, want die egskeiding was geskeduleer en daar was geen nodigheid vir ons om verder te gaan nie. Die terapeut was geskok, maar die Here het haar gebruik om vir my en Lukas te sê dat sy ons steeds as 'n paartjie sien. Dit het Lukas se rusteloosheid en wanhoop versterk. Emilia, vertel ons hoe dit gebeur het. Het Lukas net by die voordeur ingestap? Het jy vermoed of kon jy sien jy was naby daaraan om herstel te word? Ek het die Here gevra dat, as dit sy wil was, hy nie egskeiding sou toelaat nie. Maar die dag het aangebreek en ek het net in geloof gewandel. Dit was 'n donderdag toe ons na die registrasiekantoor gegaan het. Ek het daardie dag gelukkig wakker geword. Ek was vol vertroue dat selfs al sou hy nie die egskeiding stop totdat die papiere geteken was nie, dit steeds die beste vir my was. My geliefde Here het vir my gewerk. Ek het geen twyfel gehad nie. Ek en Lukas het saam gery, aangesien ons nog saam gewoon het. Lukas was liefdevol en dit het gewys dat sy hart swaar was. Hy het my bobeen vasgehou terwyl hy gery het, wat my onkant gevang het, want hy het dit lanklaas gedoen. Maar al sou ek skei, was ek gelukkig. Dit was die Here wat my omhels en vertroos het. Daar was niks wat die vrede wat ek gevoel het, kon verduidelik nie. En dit het Lukas baie verwar. Ek het 'n sprankie hoop gehad dat die Here dit op die laaste oomblik sou stop, maar ons het die papiere geteken. Maar dit was oukei, want ek het geweet dat as die Here dit toegelaat het, dit was omdat hy 'n plan gehad het. Ek was so bly dat Lukas verbasing hieroor getoon het. My nou voormalige man het reeds sy ring afgehaal, maar hy het my nie gevra om myne af te haal nie. So ek het my ring gedra tot die egskeiding, soos aangedui deur die kursusse. Dit was tyd om die ring af te haal, maar die Here het my gelei om dit slegs in die motor te doen op pad huis toe. Lukas was besig om te bestuur toe ek dit afgehaal het. Hy het uiteindelik die pad teruggemis omdat hy aandag gegee het aan wat ek doen. Ek het begin pak vir my trek, maar Lukas wou dit nie sien nie. Hy het my gevra om dit nie te doen terwyl hy by die huis was nie, want dit het hom seer gemaak. Ek het nie uit onderdanigheid ingestem nie, maar omdat ek geweet het hy ly. Ek het medelee met hom gehad. Saterdagoggend het ek alles gereed gehad en ek het een laaste ontbyt vir hom voorberei. Hy het gesê dat dit baie hartseer was en dat hy angstig was. Ek wou huil. Hy wou nie hê ek moes weggaan nie. Hy het my selfs gehelp om na my ouers se huis te trek en in die aand per boodskap gevra of ek nog steeds vir ons bid. Op daardie oomblik het ek vermoed dat herstel naby was. Maar eerlikwaar, dit het my nie angstig gemaak nie. Ek het die nabyheid met my Here en my ouers geniet. Maandag het hy my gebel om te gesels. Hy het om verskoning gevra, my vertel wat aangaan en gevra dat ons weer by mekaar kom. Ek het hom vergewe en net 4 dae na die egskeiding het ons versoen. Halleluja! Aan God alle eer en glorie. Ek het nie dadelik by hom ingetrek nie, want ons was amptelik geskei. Hy het selfs probeer om die egskeiding om te keer, maar dit was nie moontlik nie. Hy wou regtig hê ek moes dadelik huis toe kom, maar ek het geweet dat as ek dit doen, dit moeilik sou wees om nie intiem te wees nie. Toe hy besef dat niks my sou laat huis toe kom totdat ons wettiglik getroud was nie, het hy ons hertroue aan die gang gesit, wat 3 maande na ons versoening plaasgevind het. En uiteindelik kon ek my aan Lukas onderwerp en sy van aanneem. Halleluja! Geliefde, herstel gebeur nie op dieselfde manier vir almal nie. In my geval is die reis nog nie verby nie. Daar is steeds dinge wat die Here in my moet verander. Maar ek weet dat my God groter is as enige hindernis wat ek mag hê. Niks is vir hom onmoontlik nie. En al wat ek regtig nodig het, is die Here, my hemelse man, die eerste in my lewe. Emilia, sal jy enige van ons hulpbronne in die besonder aanbeveel wat jou gehelp het? Al die hulpbronne het my geweldig gehelp. Ek het die hoe God jou huwelik kan en sal herstel en 'n wyse vrou, ook staar egskeiding in die gesig, weer gelees. Maar die gratis boekkursusse uit al die ander boeke en die video's is die brug wat die Here vir ons almal voorberei het, sodat ons nie in sirkels in die woestyn loop nie. Gebruik hierdie wonderlike hulpbronne wat die Here vir ons, sy bruide, voorberei het. Emilia, hoe dit ook al sy, watter soort aanmoediging wil jy ten slotte vir vroue gee? Geliefde,
Ek weet dis moeilik. Soos geskrywe staan. Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind. Maar selfs al is dit moeilik, as jy jouself voor die Here verootmoedig, as jy tot hom bid, as jy die Here in alles soek en van jou bose weë af wegdraai, wees seker dat hy jou sal hoor, hy sal jou vergewe en hy sal vir jou sorg. Amen.